Goed, môre, dit is dan 26 Mei vanoggend, 2026, lesing 21 van die groot Johannes Evangelieboek 4. En ons het nou hoofstuk 40, dit lyk my Yeshua gaan nou vir ons hier insig gee oor die magnetiese slaap, en dit is 'n nuwe begrip vir ons. Sover ek weet het ons dit nog nie eintlik toegepas op iemand nie, en ons kry dan nou lering daaroor, hoofstuk 40. Cornelius kom na my toe en vra, Meester, tydens u meer as goddelike toespraak en lering, het u aangedui dat 'n geestelik volmaakte mens 'n ander die hande sou kon oplê, waarop hierdie ander dan dadelik in 'n magnetiese slaap sou val, en vanuit sy innerlike wete wyshede ten beste sou deurgee, ook al sou hy andersins 'n hoe blinde en volslaat dom mens wees. As ek nou maar eenmaal kon sien hoe om met so 'n behandeling te werk te gaan, dan sou ek weet hoe so 'n heilsame proefneming by iemand uitgevoer moet word in geval dit ergens nodig sou wees. Maar as leek ten opsigte van die behandelingswyse, kan jy selfs met die beste wil niks begin en bygevolg ook niks tot stand bring nie. Sou u my daaroor iets nader wou vertel? Yeshua sê, o ja, heel graag, omdat hierdie behandeling beslis noodsaaklik is om die verlore gegane liggaamlike en ook geestelike gesondheid te herstel. Baie belangrik, hy sê dit is 'n noodsaaklike handeling om verlore gegane liggaamlike en geestelike gesondheid te herstel. So dit is iets wat vir ons ook nodig sal wees. Want enerzijds versag die suiwer oplegging van die hande op sigself reeds die ewigste liggaamlike pyn, en bovendien veroorsaak dit meestal dat die mens wat jy met 'n onwrikbare geloof die hande opgelê het, met die vaste wil om hom te help, heldersiende word en dan vir homself die korrekte medisyne kan vasstel wat volgens sy voorskrif toegepas hom volledig sal genees. Natuurlik sal die volledige genesing nie intree as daar ergens teen sy voorskrif gesondig word nie. Maar as die voorskrif volledig nageleef word, sal die algehele genesing ongetwyfeld volg. As by hierdie genesingsbehandeling 'n bepaalde mens in 'n heldersiende slaap gekom het, mag hierdie persoon nie deur allerlei nuttelose vrae gesteer en uitgeput word nie. Maar 'n mens mag slegs dit vra wat nodig is. En dit is waar hierdie ding anderste is as hipnose. Hipnose, glo ek, is iets wat nou tot stand gekom het langs hierdie ware magnetiese slaap. Omdat die magnetiese slaap vereis dat jy Yeshua se gees het, Vadergees. Terwyl hipnose enige iemand wat die tegnieke geleer het, en hulle leer het sekerlik wanneer hulle sielkunde studeer op universiteit, dan kan hy enige mens in 'n toestand van hipnose bring. En dit is nogal 'n mag wat hulle oor jou het. Ek kan maar 'n voorbeeld vir my uit my eie lewens gee. Op skool was daar 'n beroepsvoorligter en hy kon mense hipnotiseer. Hy het nou seker sielkunde geswaai. En toe soek hy nou 'n proefkonyn. Nou toe is daar niemand nie. En toe sê ek, nee, maar ek sal. Ek was daai tyd baie rebels en ek wou maar alles probeer. En ek hoor toe hoe hy my nou hipnotiseer en aan die slaap maak. Ek hoor al sy woorde en ek het nou hierdie ding, jy sal my nie hipnotiseer nie. Ek sal sterker wees as dit. En hy sê toe vir my, klompie goed gevra daar, en toe sê hy, as jy nou wakker word, en ek hoes,
dis nou die onderwyser, dan sal jy na die venster toe stap. Ons het daai tyd sulke hoë vensters, jy moes 'n stok gaan haal het en die venster oopmaak. Nee, ekskuus, was andersom. Hy het gesê, as ek na die venster toe stap, die onderwyser en die venster oopmaak, dan sal jy hoes. En ek hoor die goed wat hy sê. Ek sê, wel, jy sal dit nie by reg kry nie. Ek sê vir julle, toe hy na daai venster stap, toe hy daai stok daar insit en oopmaak, toe kan ek nie keer nie. Dit was buite my vermoë, toe hoes ek. So dit bewys net vir jou dat jy het 'n baie groot krag met hipnose. Ek weet van mense wat ook 'n ou wat 'n vrou gehipnotiseer het en gesê het, as jy die liedjie Sari Mare hoor, dan gaan jy dadelik aan die slaap raak. En sy was in die kar en sy het oor 'n brug gegaan. En toe kom die radio liedjie Sari Mare op. Daai tyd was dit ding wat baie gespeel was. En toe verongeluk sy daai kar teen die brug. So dit is 'n gevaarlike ding en 'n mens moet met baie omslagtigheid moet jy hierdie goed doen. Nou die magnetiese slaap is iets anders, want dit het die doel om die mens se siel en gees te besoek en te luister wat hierdie gees of wat die siel en die gees vir jou sê met betrekking tot genesing. Dit beteken dus jy maak die siel los deur die gees wat nou deur jou werk, want dit is nog steeds Vader Gees wat werk. Maak jy die siel en die gees los van die liggaam, sodat dit dan makliker innerlike dinge kan weergee. So lees verder. Is nie 3 nie. 4. As by hierdie genesingsbehandeling 'n bepaalde mens in 'n heldersiende slaap gekom het, mag hierdie persoon nie deur allerlei nuttelose vrae gesteer en uitgeput word nie. Maar 'n mens mag slegs dit vra wat nodig is, baie belangrik. Wie egter iemand die hande sal oplê, moet dit in my naam doen, omdat sy behandeling andersins geen nut en geen uitwerking sal hê nie. So dit is 'n tegniek wat net mense wat Yeshua erken en in die krag van sy naam glo, mag dit gebruik. Daarvoor is 'n vaste, onwankelbare geloof en selfs 'n onwankelbare vaste wil nodig. Die wens daartoe moet uit die diepste van die hart kom en gevoed word deur ware naaste liefde. Dan vervul die liefdeskrag die hande van die handoplegger, dring deur sy vingerpunte en stroom so sagte dou in die senuwees van die sieke in en genees die dikwels stekende en dikwels brandende pyn. 'n Mens moet egter rekening daarmee hou dat dit moeiliker is om 'n man in die magnetiese slaap te bring as 'n vrou. In sekere gevalle sou 'n man ook deur 'n vrou in die magnetiese slaap gebring kon word. Maar dit sal die gelowige vrou slegs geluk, of sy sal dit slegs slaag daarmee, met die hulp van haar tersyde staande onsigbare engel, wat haar sal help terwille van haar gebed en haar rein hart. Vir die nuwe mense, elkeen van ons het 'n onsigbare beskermingsengel. Jy het hom, dink al van voorgeboorte is hy by jou. En daai engel sal jou ten dienste staan met so 'n opdrag. Sulke vroom vroue sou veral baie verligting kon bring by bevallings, wat dikwels moeilik en met baie pyn gepaard gaan. So hulp sou beter wees as die hulp van die vroedvroue, wat meestal na Bethlehem reis om daar die kuns te leer, hoe hulle by 'n bevalling moet help, waarby heelwat dwaase middele toegepas word, wat op suiwer bygeloof berus en baie meer skaad as wat dit baat. Veral by die geboorte van die eerste kind, word daar dikwels vreeslike dom en belaglike seremonies gehou,
As die eerste kind 'n meisie is, moet daar allerlei dwaase klaagliedere aangehef word en moet daar 3 dae lank erbarmlik gesug en gekerm word. Word daar 'n seentjie gebore, dan moet daar kalwers en lammers geslag en broodjies gebak word en moet alle sangers, fluiters en strykers bymekaar kom om die hele dag 'n oorverdowende lawaai te maak, wat die geboortewee van die kraamvrou moet versag. Daarom, in plaas van sulke domhede soos die hierbo genoemde verloskundige hulp, tog beslis beter in hulle plek wees. Nou sê Cornelius, gewis en seker, maar kan 'n vrou so godvreesend word? Onthou, daai tyd het 'n vrou maar nie baie getel nie, né? Dit is hoekom Joshua nou hierdie inligting gee. Joshua sê baie seker, vereers is 'n goeie opvoeding daarvoor nodig en vervolgens 'n baie goeie onderwys vir volwasse meisies. Maar die onderwys mag, ook al is die meisie hoe volwasse, nie gegee word voor die ware godvreesendheid bewys is nie. Maar ook manne kan 'n barende deur handoplegging bystaan en haar baie verligting verskaf. Liggaamlike en geestelike reinheid, opskrif nou van hoofstuk 41, genesing op 'n afstand. Sta haar wat die naaste aan my gestaan het en alles oplet sê, sou 'n man daardeur, volgens die voorskrifte van Moses, nie vir 'n hele dag verontreinig word nie? Onthou, die ou Mosaïtiese wette is, jy mag nie aan 'n vrou vat in 'n sekere tyd, veral nie as sy in haar menstruasiesiklus is nie, dan moet sy basies soos 'n uitgeworpene, mag nie eens op 'n stoel sit waar die ander mense op sit nie. Hulle mag nie eens in die kamer kom nie. Ons was al in sulke gemeentes, dat die arme vroue, as dit in daai tyd kon, dan moet hulle buite sit. Dit is so hardvochtig daai manne met hulle gewerk het. En natuurlik nou, waar die vrou nou geboorte gee, nou vra hy die vraag, is dit so? En hier kom Joshua met 'n baie belangrike variasie op die wet van Moses, om dit geestelik verstaanbaar te maak. En hy sê, van nou af aan kan jy maar net verontreinig word, deur slegte en onsuiwere gedagtes, begeertes en wense, lasterpraatjies, leuns en eerroof, minagting en kwaadpratery. Dit is sake wat die mens verontreinig. Al die ander dinge verontreinig die mens of glad nie, of hoogstens uitwendig, en hy het water genoeg om hom te reinig van die uitwendige vuilheid. So het Joshua al die wette wat te doen het met, jy mag nie aan 'n onrein dier raak nie, dan sê tot die aand toe onrein, jy mag nie eers in sy mis trap nie, dan sê tot die aand onrein. Dit beteken elke mens wat 'n hond of 'n kat het, jy's basies heeltyd onrein, want dit is nie 'n rein dier nie. Nou sê Joshua met hierdie goed weg met daai goed. Die onreinheid is binnekant. En dit is ook wat hy in die Nuwe Testament vir ons sê in die Bybel. Bekommer jou nie oor wat jy eet nie, maar bekommer wat by jou mond uitkom. En dan noem hy ook dieselfde goed wat ons hier gelees het. Moses het die Israeliete die voorskrifte ook slegs vernaamlik gegee, vanweë hulle groot geneigtheid tot onreinheid in allerlei uiterlike sake. Want as mense reeds uitwendig reëlregte varke geword het, word hulle dit ook des te makliker in hulle harte. Veral daarom het Moses die Israeliete die uiterlike reiniging baie spesifiek aanbeveel. En dit kan jy ook vernaamlik vandag sien as mense nie lief is om te was nie. Nie lief is om in 'n skoon omgewing te bly nie, soos sy huisie waarin hy is, en is vuil en morsig. Kan jy maar amper in al die gevalle, het hy presies daai selfde gees binne in hom. En is hy dan ook 'n geestelike vark.
waarmee jy nie veel kan uitrig nie. Daarom is vir my op hierdie plaas 'n mensehuisie, al is dit 'n eenvoudige 4x3 Wendy, dit is 'n teebeeld, die netheid en die orde wat jy aan die dag lê, is 'n teebeeld van jou innerlike siel. Dit is maar net hoe dit werk. Maar die eintlike reiniging van mense vind eers plaas deur 'n egte boetedoening, deur die berou oor 'n sonde wat teenoor jou naaste begaan is, deur die ernstige voorneme om nie meer te sondig nie, en deur die daaropvolgende volledige lewensverbetering. Dit is hoe jy skoon word van die innerlike vuil. As dit nie gebeur nie, kan jy 100,000 bokke met bloed besprenkel, vervloek en in die plek van julle sondes in die Jordaan gooi. Dit was die ou gebruik gewees, om 'n sondebok, dis waar die woord sondebok vandaan kom. Die priester plaas al die sondes van die bok, van die volk op die bok, en dan jaag hulle die bok in die woestyn in. En dit is dan 'n sinnebeeld van dat die volk nou bevry is van alle sondes. Maar dan bly julle harte en siele vir Elohim nog net so onrein en onsuiwer soos wat dit aanvanklik was. Met die water suiwer 'n mens die liggaam, en met 'n vaste, goeie en Elohim in alles toegewyde wil, reinig 'n mens die hart en siel. So as jy 'n sterk wil het om die goeie te doen en reg te leef volgens Yeshua se orde van die liefde, dan maak jy jou siel skoon. En soos wat die suiwer frisse water die ledemate van die liggaam versterk, so versterker aan Elohim toegewyde vaste wil die hart en die siel. Sulke versterkte siele kan dan 'n sieke in my naam, ook geestelik, tot op 'n ver afstand, die hande oplê en dit sal met hom beter gaan. Wat eintlik hier beteken dat ons kan in ons gees rustig en stil raak. Ons het 'n vriend wat in die hospitaal is. Ons visualiseer hom voor ons, daar waar hy in die bed lê, en ons lê in die gees hande op hom. Dan sal dit geestelik vir hom tot voordeel wees. Wie egter nog nie so volmaak is na hart en siel nie, kan sy toevlug neem tot die stryd met die hande soos vroeër in my toespraak aangedui. Dan sal hy 'n liggaamlike sieke ook groot versagting van sy lyding gee. Dit is basies om van die neusbrug af te stryk so oor tot by die maagholte. Die voorskrif moet dan sorgvuldig, hy sal hom ook in die magnetiese slaap kan bring, en die behandelde sal in sy slaap voorspel wat hom kan help. Hy sal self, die siek persoon sal self voorspel. Die voorskrif moet dan sorgvuldig toegepas word, en na verloop van tyd sal dit dan ook met die sieke beter gaan. Weliswaar nie so vinnig as wanneer 'n geestelik volgroeide mens hom die seënryke hande sou opgelê het nie, waarby die genesing oombliklik kan en mag plaasvind. So kan elkeen homself daarvan oortuig dat in die magnetiese slaap ook die minste ontwikkelde siel, selfs die van 'n kind, kan voorspel, omdat hy op daardie oomblik met sy geestelike lewenskern kiem in verbinding gebring word. Word die innerlike lewenskiem na die magnetiese slaap weer in die toestand van rus gebring, dan ontwaak die siel weer in haar liggaam en weet glad niks meer van alles wat daar gebeur het nie en wat sy gesê het nie. Dit bewys nou juis dat geen enkele siel so erg verdorwe kan wees dat sy nie meer genees kan word nie. Baie groot inligting wat ons hier vanmôre hoor en wat ek erken. Ek ken al die goed nou seker bykans 20 jaar en ek het nog nooit die moed of die inspirasie gehad om so magnetiese slaap toe te pas nie. Ek weet nie, of miskien was die tyd nie reg nie of my geloofsvlak was te laag, ek weet nie. Maar ek weet dat ons dit toekomstig sal moet doen.
Hoofstuk 42, aankondiging van 'n voorbeeld van die magnetiese slaap. Joshua sê, sodat julle dit egter ook in die praktyk sal kan sien, sal ek nou daarvoor sorg dat daar uit Caesarea Philippi so dom en derendeer slegte mens sal opdaag. Hy sal deur een van julle op hierdie wyse behandel word, en julle sal sien en hoor hoe verbasingwekkend wys hierdie stompsinnige en slegte man in die ekstatiese slaap gebring word. As hy daarna weer sal ontwaak, dan sal hy dadelik weer dieselfde slegte en botman wees van voorheen. En dit sal ons moeite kos om hom langs die natuurlike weg ook maar enigermate beter insigte oor Elohim en die mense by te bring. Sê Sirenius, meester, daaroor verheug ek my alweer besonder, want daar sal weer baie ervaring opgedoen word en baie lering uitgehaal kan word. Is die genoemde persoon dalk al op weg hierheen? Joshua sê vir hom, ja wel, hy is op soek na jou, en sal jou heel onbeskaamd om ondersteuning vra, omdat hy deur die brand 'n hut, 2 skape, 'n bok en 'n donkie verloor het. Hy het egter gehoor dat jy jou hier ophou en die slagoffers hulp aanbied. Hierdie man wat nog altyd sleg en dom was, is daarom onderweg om van jou vir sy gelyde skade vergoeding te kry. Maar eintlik het hy, ook al is hy 'n arme drommel, nie soveel skade gely nie, want die 2 skape het hy 2 dae tevore, voor die brand uitgebreek het, van iemand anders gesteel, en die donkie en die bok het hy homself al 'n jaar gelede op dieselfde wyse toegeëien, ook gesteel. Uit wat ek jou nou vertel het, kan jy dus wel tot die slotsom kom, dat ons nuwe aankomeling 'n taamlike slegte deugniet is, wat bovendien ook nog regtig onnoosel is. Wat met sulke mense gebeur as gevolg van dierlike blinde hebsug. Hy sou sy hut, insluitende sy eiendom, heel maklik kon gered het, maar tydens die brand sluip hy steeds oral rond, om langs onwettige weë homself die een of ander toe te eien. Wel, hy het egter niks gevind nie, en toe hy baie sleg gehumeerd huis toe gaan, vind hy sy hut soos 'n fakkel brand, en sy 4 diere was reeds tot op die been verbrand. Tot nou toe kerm hy oor sy hut, maar toe hy 'n uur gelede te wete gekom het, dat jy weens genoemde redes hier oorbly, het hy, na nie baie nadenke nie, besluit om te kom kyk, of jy werklik hier is, en of jy ook werklik die gelyde skade sal vergoed. Sou jy nou vooraf weet met watse mens ons hier baie binnekort te doen sal kry, en watter houding jy altans in die begin moet aanneem, het ek hom vooraf ietwat aan jou beskryf. Die fynere besonderhede sal jy hierna wel self van hom te wete kom. Sirenius vra, moet ek hom wel een of ander vergoeding laat gee? Joshua sê voorlopig nie, want eers moet jy hom op 'n eg Romeinse manier aan die tand voel. Eers nadat jy hom onder hande geneem het, as hy 'n bietjie mensliker sal wees, sal die ander wel in orde kom. Nou ons het geskiedenis van Sirenius, as hy 'n ou aan die tand voel, beteken dit hy vat vir jou vas. Hulle bewe voor hom, omdat hy al die mag van Rome in hom gesetel is, en hy enige iets kan doen, hy kan jou lewe neem, sonder dat enige iemand iets kan sê. Nou sê Joshua, jy moet dit maar eers doen. Nou sê Joshua, Zinka moet hom egter behandel, want hy het die meeste krag daarvoor. Ek sal Zinka vooraf my hande oplê, sodat hy meer krag kan kry, sodat die behandeling hom beter sal geluk. Maar Zinka, wat die hele tyd in my nabyheid was, om geen woord te mis nie, tree na vore en sê, meester, hoe sal ek dit nou kan doen, terwyl ek nog baie min vertroud is met die manier van behandeling? Joshua sê vir hom, lê die regterhand op sy voorkop, en die linker op die maagholte, en hy sal dadelik in die genoemde slaap val, en ook dadelik begin praat, maar met 'n swakker stem as die normale.
As jy hom dan weer wil wek, hoef jy slegs vir enkele oomblikke jou hande andersom op te lê. Maar sodra hy ontwaak, trek jy jou hande terug en dan is die behandeling beëindig. So baie eenvoudige prosedure. Zinka is dit nou met alles eens en ook rotsvas daarvan oortuig dat dit om alles so sal geluk. So dis die groot ding is dat jy moet glo dat die ding gaan werk. Dit verg 'n baie sterk geloof en Joshua het hierdie ou spesifiek uitgekies daarvoor. Hy wag nou self verlangend op sy man. Vra my egter tog of hy die behandeling dadelik by sy aankoms moet uitvoer en of hy op 'n aanwysing moet wag. Joshua sê vir hom, ek sal jou wel 'n teken gee wanneer dit moet gebeur. Eers moet julle tog nog sy domheid en grofheid leer ken. Dit wil sê hoe siek sy siel wel is. Eers as julle hom voldoende daarin leer ken het, sal dit tyd word om sy siel in 'n gesonde toestand te beskou en om daaruit te sien dat geen een van julle mense, 'n ander mens, ook al lyk hy hoe verdorwe, mag veroordeel en in die algehele verderf mag verdoem nie, omdat elke siel nog 'n gesonde lewenskiem in haar dra. Maar berei julle voor en neem julle in ag. Hy sal nou met eens hier wees. Einde van die hoofstuk. Ons sal dan môre verder lees oor wat die prosedure is en wat het met die man gebeur. En ek glo dit is nie verniet dat ons nou hierdie inligting op hierdie stadium kry nie en dat ons sekerlik 'n begin moet maak om van ons baie bose mense wat baie booshede aanvang, om hulle met hierdie metode te probeer genees. Nie te probeer nie, te genees. Dan probeer is alweer as my geloof nie sterk genoeg. Baie dankie.